Baie welkom by lesing 30. Ons is nog steeds by gebed, want dit is ongelooflik belangrik. Ons moet besef, as ons nie hierdie verhouding met die Here reg het nie, veral met Bybelskool en dit te kan verstaan nie, dan lees 'n mens en verstaan 'n mens ook die Bybel in 'n verkeerde perspektief. En 'n mens verstaan nie en jy dink in jouself, maar ek probeer al hierdie goed, maar goed gebeur nie. Daarom is ons sommer vroeg in die Bybelskool besig om te verstaan hoe belangrik dit is om te bid en wat gebed beteken vir elke een van ons. En dit is ongelooflik belangrik om te besef dat ons God is 'n God wat ons gebede wil beantwoord. En ek wil hê jy moet net vir jouself sê, hy sal ons gebede beantwoord en die begeertes van ons hart vervul as ons hom toelaat, mits ons hom toelaat. Goed, so kom ons bid en vra vir die Here dat hy hierdie woord sal seën en dat hy verandering in jou gedagtes sal bring en dat hy verandering in jou lewe sal bring, dat jy besef hoe belangrik dit is om te bid en wat dit beteken. Ons dank die Here. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir gebed, dankie vir die geloofstap. Dankie dat jy saam met ons is, Here. Benat hierdie woord vanmôre vir ons en gee dit vandag vir ons in Jesus naam. Amen. Dan sê ek het so staaltjie om te vertel gou so vinnig. Ek het al baie Christene in my lewe ontmoet wat teleurgesteld is in hulle gebedslewe omdat dit nog nie beantwoord was nie. En die slotsom op dit is, en die rede hiervoor is, wanneer hulle bid, wanneer ek en jy bid, of wanneer hulle bid, verwag hulle geen antwoord nie. As ek en jy bid, moet ek en jy 'n antwoord verwag. En dis ook, ontvang hulle nie antwoorde nie, en dit is hoekom hulle gebede nie beantwoord word nie. Daar is regtig mense wat nooit die krag van gebed ervaar, omdat hulle so in gedagte is, of altyd haastig is, en dat hulle nie tyd het om te wag vir God se antwoord nie. Weet jy, die Here sê, wees stil en weet ek is God. Wag op my. Wag op my. Die Here kan seker goed vir jou openbaar en jou hart vrede gee en seker maak en jy verstaan dit. Maar dit is baie belangrik om regtig te wag op die Here vir 'n antwoord en die antwoord te kry. As jy bid en jy weer begin twyfel, en dis wat baie mense doen, verydel jy die doel van gebed. Maar wanneer jy 'n gees van verwagting skep, sal die Here, hoor gou mooi, jou behoeftes op 'n gepaste tyd vervul. En dit is wat die Here gaan doen. Verwagting is die sleutel tot beantwoording van gebede. So dit is om te wag en met 'n verwagting te wag, om te weet dat, nou weet jy wat, my Here wil my gebede beantwoord. Geloofswaardigheid wanneer jy begin bid. Wanneer jy bid. En ons gaan nou vanmôre of vandag, ons is nou besig om in die oggend op te neem, maar ons is om geloofwaardig te wees wanneer jy bid, saam met gebed is 'n eenheid. Dit loop hand in hand en dit is wat baie mense nie verstaan nie. Dit beteken opregte geloof is om God te vertrou vir die onmoontlike. Is nie net om te bid nie, maar dit is om nie te twyfel nie, is geloofwaardigheid om te glo. Opregte geloof is om God te vertrou vir die onmoontlike. Dit is om God te vertrou om namens ons op te tree. Dit is wat dit beteken. Opregte geloof is om dinge uit God se oogpunt te sien. Hoe kyk God daarna? Hoe kyk om 'n voorbeeld vir te stel is ek in lyn met die wil van God? Is dit wat God van my verwag? Is ek gehoorsaam? Is dit wat God wil hê? Behaag ek God eerstens? Tweedens, is ek in lyn met God? Doen ek wat God wil hê ek moet doen? En dit is ook so dat dit is om God se drome te laat realiseer in ons lewe. Ja, God het drome oor jou. Ek wil hê jy moet dit weet vandag. God droom oor jou. God wil hê dat ek en jy 'n goeie verhouding met hom moet hê. Ons 'n gebedsverhouding met hom hê en dat ek en jy geloofswaardig moet wees in hom te glo wat ek en hy of wat hy vir ons wil laat realiseer. Opregte geloof is om God se wil in ons lewens te begeer. En dit is so maklik. In die woord van die Here kom die Bybel en hy gee vir ons 'n baie mooi antwoord. Hier in die Psalms kom en dan sê in Psalm 37 vers 4: En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Hoor jy wat sê hy daar? En ons moet hierdie woord opbreek, dis baie belangrik. Ek omkring altyd hierdie ding om seker te maak is, verlustig ek my in die Here? Is die Here regtig my alfa en my omega? Glo ek dat alles moontlik is by God? Lukas 1:37, alles is moontlik by God. Wat onmoontlik is by die mens, is moontlik by God. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes
van jou hart. En dit beteken ook, wanneer ek my verlustig in die Here, is daar baie faktore wat saam met dit gaan. Nie net gebed en geloof nie, maar om te worship, om 'n psalm te sing tot die Here, om 'n lofprysing te doen tot die Here, om dankbaarheid te toon, om seker te maak dat ek in die wil van God beweeg. Dit is wat dit beteken. Geloof is die enigste voorwaarde hoe ons bonatuurlike krag van God kan ontvang, en dan kan ons daarin funksioneer. En dit is die enigste manier hoe ek en jy vorentoe kan gaan. Gebed is die eenvoudigste geestelike oefening. Ek het altyd gesê gebed is werk, ek sê dit nog steeds, maar ek dink 'n mens kan dit 'n bietjie anders stel. Dit is 'n eenvoudige geestelike oefening. En soos ons liggaam oefen en seker maak ons oefen ook, so is ons gebedslewe ook. Ons moet ons gebedslewe met oefeninge of met gebed gereeld doen, of ons moet tot God gereeld bid. Maar dieselfde tyd, die hoogte wat ons kan bereik. Weet jy hoekom? Vra net jouself en sit gou vir 'n oomblik net en dink. Pos net gou hierdie ding. Dan dink jy, hoekom het ek nog nie regtig die hoogte bereik wat God wil hê ek moet bereik nie? Droom saam met die Here, droom groot in die Here, vertrou die Here. Wanneer ek 'n gebedsverhouding het met die Here, droom ek saam met die Here. Dit word bereik wanneer ons gees in 'n perfekte onafhanklikheid met God se woord laat groei. Dit is wat gebeur. So dit beteken ook om skrif te bid, om die Here te herinner aan sy beloftes, en om dit te bid en dit toe te eien, daai krag in ons lewe in te spreek. Dit is die perfekte ontvanklikheid. Ekskuus, ek het gesê onafhanklikheid, ontvanklikheid met God. En dit is hoe die Here met ons gemeenskap het, en dis hoe ons gemeenskap het met die Heilige Gees. Geloof wat bonatuurlik die hardnekkigste magte van die duisternis oorkom, kan alleenlik behaal kom of word deur die wat gedurig die Meester se aangesig soek. Hulle moet hulle lewe aan vas en gebed lei. Dit is so belangrik. Baie kerke of mense glo nie meer aan vas nie. Jy moet vas. Sekere goed met 'n mens vas. Saam met vas loop ons met nagmaal. Ons herinner die Here dit wat hy vir ons gedoen het. Ons mag geloof hê, maar dit is gebed wat dit laat groei. As ek net geloof het en ek het nie 'n gebedsverhouding nie, kan dit nie groei nie. Andersom ook. So dit is so hand in hand. Sien jy hoe dit gebeur? Gebed is die asem van geloof. Soos geloof vir gebed is. Die een kan nie sonder die ander een nie. Die soort geloof waarvan ek praat, kom deur vertroue, om totaal en al te sê, weet jy Here, ek gaan U vertrou, is om daardie leuen van die duiwel uit jou hart uithaal, vervang die leuen met die waarheid van God. Geloof en vertroue loop hand in hand. Dit is so belangrik. God se woord openbaar die eerbaarheid van God. En daarop word ons geloof gebou. Ek gaan later ook baie diepte in die woord gaan, en dan gaan ek dit vir jou uitbring na buite toe, sodat jy kan sien. Ek weet vertroue kom nie natuurlik nie. Gebed laat ons geloof lewe kry, en maak ons bevoeg om aan God se beloftes vas te hou. En dit kan jy gaan kyk en lees in Markus 11 vers 24. Dit is geloof wat ons aanspoor om God se aandag deur gebed te hou. Dit is wat ons aanspoor, om te weet, as sekere goed vir ons vaag is, of sekere goed vir ons nie reg is nie, vat ons dit in geloof na ons gebedskamer toe, in ons binnekamer. Dit vul en gee krag aan ons gees, elke dag. Daarom begin jy met jou dag. Daarom begin jy met jou verhouding met die Heilige Gees. Dit is ons geloof wat ons aanhoudend laat bid en tot God laat vertrou. God stabiliseer ons gebedskrag. Dis pragtig, dis baie mooi. Nietemin stuur gebed ons geloof uit om aan die Meester se kledingstuk te raak. Daai is vir my 'n baie mooi gedeelte. Onthou julle die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, sy het net aan die Meester se kledingstuk gevat. So moet ek en jy as mens ontvang. En ek en jy moet vandag glo dat ek en jy ook aan die Meester se kleed kan raak. Mense ontvang nie die regte opleiding nie. Mense sit in kerke, hulle ontvang nie die regte opleiding nie. Hulle het geloof, maar besit nie die volheid van God nie. Hulle sê maar ek glo, maar hulle het nog nie die volheid van God nie. En ons gaan daaroor gesels. Hulle weet te min van God se woord. Daarom is dit so belangrik. Die woord wat hulle ontvang, het vervlou in die wêreldse filosofie. Gaan kyk 'n bietjie daarna. Woord het inspirasie geword. Woord moet inspirasie word, moet op die regte maniere inspirasie wees.
Woord moenie net gelei tot prosperity nie. Dit moenie net vervlou word nie. Daar is krag in die woord van God. So wanneer ek God se woord lees, is dit nie om myself te verhoog of om sekere mense net, of om net vir sekere mense te sê wat ek wil hoor om die woord te verdraai nie. Nee. Daarom sê ek, die woord het vervlou in die wêreldse filosofie. Hulle geloof is beperk, kortsigtig, swak en kranklik van geestelike ondervinding. As ek deeltyd profeteer oor mense se lewe sodat ek hulle kan vat en dat hulle kan hou van my kerk of van die kerk of van die eredienste en dat hulle moet terugkom en net saai in dit, is dit verkeerd. Hulle is nooit in die volheid van God. Daarom wonder mense baie keer, maar wanneer gebeur hierdie goed in my lewe? Jy sien, dis mensgesproke, dis mense wat hierdie goed in jou lewe insit, en dit het nie die volheid van God en die krag van God in jou lewe nie. Om gesonde geloof te hê, moet jy selfvertroue as kind van God hê. Jy moet die woord toets, gaan toets. Hy sê in Johannes 4, glo nie elke gees nie, gaan toets die skrif, kyk of dit uit God uit is. Kranklike of gebrekkige geloof bring jou nêrens. Bring jou nêrens nie, en God kan dit ook nie verdra nie. Ek wil vandag die uitlating maak om te sê dat as ek en jy kranklike en gebrekkige geloof het, is dit iets wat God nie kan gedra nie, en ek gaan vir jou verduidelik. Toe Thomas by hom kom, toe vra hy vir hom, hoekom twyfel jy, jou klein gelowige? Hy spreek hom aan, hy vermaan hom met liefde. En daarom sal ek vir baie mense vermaan om te sê, maar weet jy, jy het kranklike en gebrekkige geloof. Jy moet glo in die volheid en die krag van God. En ek gaan dit vir jou sê, maar jy moet dit ook besef. Werk daaraan om die regte selfbeeld te verkry deur die woord van God te lees. Skerp God se woord in jou gedagtes rakende jouself. Eerstens, wat sê God se woord oor my? Satan sal jou bedrieg en hy sal jou laat glo dat jy minderwaardig is, en hy laat dit baie regkry by baie mense. Baie mense glo dat hulle minderwaardig is. Baie mense glo dat hulle nie kan bid nie. Sodra jy die leuen glo, so jy het klaar die leuen geglo, as jy glo dat jy minderwaardig is. Daarom is dit vir jou belangrik om die woord van God op te skerp in jou gedagtes rakende jouself. Goed, skep dit in 'n verwronge begrip van God se woord. Jesus wil hê dat ons geloof in hom moet hê, dat ons groot planne en drome oor sy koninkryk moet hê. Wat se drome het jy oor God se koninkryk? Wat se leringe trek jou aan? Hierdie lering oor gebed kan nie afgewater word nie. Miskien as jy aansê, dan sê jy, ag, nie nog gebed nie, maar weet jy wat? 'n Mens kan nie aangaan sonder dit nie. En ek glo vandag hierdie is van toepassing op elke gelowige kind van God. Maak nie saak hoe lank jy al bekeer is nie, net om weer te kan besef en in perspektief te kan kom hoe belangrik dit is dat 'n mens moet besef dat die leringe van gebed nie afgewater word nie. As ons dit nie verstaan nie, hoe die koninkryk van God inpas en hoe belangrik dit is dit alles te vergeefs. Spreuke, 'n prediker, enige jaag na wind. Hy wil hê dat ons geloofwaardige gebede moet bid, wat die duiwel sal laat bewe. Hoor gou baie mooi. Kan ek vir jou 'n stukkie lees? Kan ek gou vinnig vir jou 'n stukkie lees? Jy kan saam lees in Johannes 14, daar op die skerm sal jy dit nou sien, Johannes 14 vers 12. Hoor wat sê hy vir ons daar, vanaf vers 12 tot en met 15. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat hy na my Vader gaan. Ek wil vandag vir jou sê, prediker ook selfs, as jy 'n prediker is, en nie in volheid van God se woord glo nie, en nie duiwels uitdryf nie, is jy nie in God se woord nie. Dan moet jy eintlik die bediening los en seker maak dat jy bekeer en glo wat God sê. Hier sê Jesus dit self. Hy sê voorwaar, ek sê vir elke een van julle, ek gaan ons 'n bietjie verander. Ek gaan nou nie die woord verander nie, maar laat jy dit verstaan. As ek nie in hom glo nie, kan ek die werke nie doen wat hy gedoen het nie. Maar as ek in hom glo, sê die woord, sal ek groter werke doen as wat hy gedoen het as hy na die Vader gaan. Hoor gou mooi. En kyk, vandag ons neem hierdie op Pinkster Sondag, die 24ste, die uitstorting van die Heilige Gees, die Gees van die Here wat in ons is. Hoor wat sê vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, wanneer ons dit doen deur die krag van Jesus Christus, wat julle ook in my naam sal vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. So ons gaan deur die Seun na die Vader.
En dis wonderlik. Dis een van die grootste beloftes wat Jesus kom doen het vir ons toe hy gesterf het aan die kruis. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal vir julle ander trooster gee. Pragtig. Hoe wonderlik is dit om hierdie Bybelskool nie vandag op Pinkstersondag uit op te neem nie. Pinkstertyd, na hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees, wat 'n gebeurtenis. Hoe kragtig is dit nie? Wil jy groot dinge in jou lewe sien gebeur? Begin dan om te glo dat God wondere kan verrig in jou lewe. Hy is in staat om groot en magtige dinge in deur jou te doen. Ek moet vir jou sê, partykeer wanneer 'n mens ook, ek het al baie keer, en dit is seker menslik, ek weet nie, kom in elke mens se lewe, wanneer jy daar preek, voel dit vir jou partykeer, dit is afgewater gewees, of dit het nie 'n impak gemaak nie, maar tog agterna dan sal mense vir jou sê, dit was so vir my bedoel, God het vandag met my gepraat. So dit gaan nie eintlik oor jou nie, dan besef 'n mens, maar weet jy wat, jy is net 'n instrument. Wanneer jy vir iemand bid, of sit nou by 'n werksplek is, by jou huis is, of in 'n hospitaal, ek en jy doen dit, sodat ek en jy die groot, magtige dinge van God kan laat sien gebeur in mense se lewe. God kan jou drome beheer, solank dit deur sy Gees in jou gestort is. Ons as sielewenners moet God weer begin vertrou, dat hy die harte van mense weer kan vernuwe. So dit beteken, sodat ek en jy weer kan begin bid, waar ook al jy aanbid, en wat die kerk hier ook is, bid vir die kerk. Bid dat die Here weer mense se harte sal vernuwe, dat hulle weer sal kom na die huis van die Here. Nie deur ander dinge nie. Daar is net een ding waarin ek glo, en dit is deur gebed. Ons moet bid. As jy 'n sielewenner is, bid dat mense weer sal terugkom na jou kerk, of na die kerk toe, om te kom aanbid. Asseblief, ek vra mooi, moenie God beperk nie. Glo in ons grote God met kinderlike geloof. Ons praat volgende keer, dankie dat jy saam geluister het, ons praat volgende keer oor, weet wie en wat jy is in Christus. Hierdie kennis sal jou geloof in God bou. Sodra jy besef dat jy een van God se kinders is, sal jy soos 'n kind met sy Vader kan praat. Met selfvertroue, met geloof en met baie respek. Goed, skryf gou jou opdrag. Hier kom jou opdrag. Ek het so 5 vrae wat jy moet doen, en doen dit werklik waar met die liefde van Christus in jou. Nommer 1, of vraag 1, wat is ware geloof? Skryf dit neer. Skryf ook sommer vir my, is jy op 'n plek waar jy ervaar dat daar ware geloof in jou is, of sukkel jy bietjie daarmee? 2, hoe werk geloof saam met gebed? Hoe werk geloof saam met gebed? Dis lekker. Ons themaverse, ek gaan dit gou vir jou gee, Johannes 14:12 tot 15, dit wat ek nou gelees het, en Markus 11:22 tot 24, gebruik dit, skryf dit, hoe werk geloof saam met gebed? Vraag 3, hoe kan 'n mens verdiep in geloof? Hoe kan ek en jy verdiep in geloof? Hoe kan 'n mens verdiep in geloof? Skryf dit neer, dit is lekker. Nie net twee lyntjies skryf nie, gaan skryf dit, gaan doen 'n bietjie navorsing, gaan sien 'n bietjie hoe jy dit doen, en laat dit in jouself, verdiep jouself met die woord van die Here. 4, wat is die kenmerk van ons verhouding met God? Wat is die kenmerk van ons verhouding met God? Hoe is ons aanlyn met God? Hoe kan ek en jy vandag sê, dit is my kenmerk, ek weet, ek is in 'n verhouding met God. Hoe kan ek dit doen? Skryf dit vir my neer. 5, wat is die kenmerke wat die ongelowige dink? Wat is die kenmerke wat die ongelowige dink? Ons themaverse daar wat ek vir jou kan gee is 2 Korintiërs 4:4, Efesiërs 4:17 en dan Lukas 8:vers 6 tot 7. Geniet hierdie 5 verse, doen dit op jou tyd, maar doen dit en laat hierdie praktiese goed doen, laat die Gees van die Here met jou werk. Tot 'n volgende keer, die Here seën.